gemeente, voordat ek vanoggend vir ons saam lees uit Genesis 22, wil ek net eers 'n paar woorde sê, dat ons net weer kan onthou wat alles met Abraham en Sara tot op hierdie punt gebeur het. Nou vir baie jare was daar een groot hartseer in hulle lewe. En dit is dat Sara nie kon kinders kry nie. Tog, ten spyte van hierdie feit, sluit God dan 'n verbond met Abraham, waar God vir Abraham beloof, ek sal jou God wees, en ook die God van jou nageslagte. Hiermee saam, kom beloof God ook, dat Abraham se nageslagte so baie sal wees, soos die sterre in die hemel. Maar, die jare het verbygegaan en nog steeds was daar geen kinders nie. Uiteindelik besluit Abraham en Sara dan om sake in hulle eie hande te neem. Abraham verwek 'n kind by die slavin, Hagar. Die probleem is hierdie kind, Ismael, die kind van Abraham en Hagar, was nooit die kind van die belofte nie. Dit was nooit deur Ismael dat God vir Abraham 'n groot nageslag wou gee. En daarom, ten spyte van Abraham en Sara se menslike plannetjies, doen God dan uiteindelik die onmoontlike. Want Sara word swanger. In Genesis 21 word Isak gebore. Isak is die kind vir wie hulle dekades lank gebid het. Hy is die kind van die belofte. Die kind deur wie God sy verbond wil voortsit. God self kom bevestig dit in Genesis 21 vers 12, wanneer hy vir Abraham sê, uit Isak sal jou nageslag gebore word. Met ander woorde, God kom bevestig dat Isak die begin van die vervulling van hierdie belofte is. Want hierdie belofte, die verbond, die toekoms, dit alles word bewaarheid met Isak se geboorte. Isak is daarom nie maar net 'n kind van Abraham nie. Isak is die seun van die belofte, die erfgenaam van die verbond, die draer van God se toekoms vir sy volk. Geliefdes, Isak se geboorte was nie maar net 'n wonderwerk nie. Dit was deel van God se plan. Juist daarom tref die woorde van Genesis 22 ons vanoggend soos 'n donderslag. Kom ons luister saam wat ons daar lees. 'n Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak wie jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer, daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saam met gevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie, ek en die seun gaan daaraan bid, dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle twee so saamloop, sê Isak vir sy pa, en Abraham antwoord, ja my seun. Toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle twee saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit, bo-op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom, Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram, wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek, die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Ons lees net so ver.
nageslag sal hê. 25 jaar het Abraham en Sarah gewag. 25 jaar het hulle net vasgehou aan God se belofte. En dan, uiteindelik in Genesis 21, word Sarah swanger. Wanneer Sarah swanger word, dan is dit 'n groot rede tot vreugde en lofprysing. Maar dan gebeur die ondenkbare. Want skielik verander alles. Hierdie groot vreugde word skielik kortgeknip. Dieselfde God wat in Genesis 21 vers 12 gesê het, uit Isak sal jou nageslag kom, sê nou in Genesis 22 vers 2 vir Abraham, vat jou seun, jou enigste seun wat jy so lief het, Isak, en gaan offer jou seun as brandoffer. Skielik stem God se beloftes en Abraham se werklikheid ook nie meer ooreen nie. Geliefdes, Abraham weet dat as Isak sterf, dan sterf God se belofte van 'n groot nageslag saam met hom. Daarom is Abraham se grootste stryd in vanoggend se teksgedeelte nie sy vaderlike liefde nie. Sy grootste stryd is hierdie innerlike worsteling wat elkeen van ons ook maar te goed ken. Wanneer God vir Abraham sê om vir Isak te offer, dan weet Abraham, die verbondsbelofte van God eindig hier. En tog sê God se woord, ek sluit 'n blywende, 'n ewige verbond met jou, want ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslagte. Die werklikheid en God se beloftes lyk soos twee verskillende dinge. Geliefdes, wanneer daar tye in ons lewe kom, wanneer ons werklikheid en God se beloftes nie ooreenstem nie, is die vraag nie of ons verstaan nie. Die vraag is nie of ons gaan weet hoe alles gaan uitwerk nie. Die vraag is dan eerder, sal ek God se woord glo, selfs wanneer alles wat ek sien en voel iets anders sê? Dit is uiteindelik waaroor Genesis 22 gaan. Dit is die worsteling en die beproewing wat Abraham hier in die gesig staan. Hierdie worsteling gaan uiteindelik nog dieper. Want hoe reageer 'n mens wanneer jy in so 'n situasie is? Hoe reageer jy wanneer dit vir jou voel of jou werklikheid en God se beloftes net nie by mekaar wil uitkom nie? Hoe volhard jy in geloof as jy nie verstaan wat God doen nie? Geliefdes, dit is hier waar geloof na vore kom. Want al verstaan Abraham glad nie wat aangaan nie, al voel dit vir hom of God se opdrag en God se belofte van vroeër mekaar weerspreek, maak Abraham nog steeds soos wat die Here hom beveel. Genesis 22 vers 3, die môre vroeg het Abraham klaargemaak, sonder om met God te redeneer, sonder om met God te probeer onderhandel, sonder om verduidelikings te eis. Abraham het klaargemaak en hy het vertrek na die plek wat God vir hom aangewys het. Abraham doen in Genesis 22 wat God van hom vra, want ons gehoorsaamheid aan God word nie bepaal deur wat ons verstaan nie. Ons gehoorsaamheid aan God word bepaal deur wie hy is. Abraham vertrek nie omdat hy weet hoe alles gaan uitwerk nie. Hy vertrek omdat hy weet wie die God is wat hom beveel om te gaan. Dit is uiteindelik geloof. Want geloof hang nie af van ons omstandighede nie. Geloof hang net af van wie ons God is. Maar gemeente, dit beteken natuurlik nie dat Abraham se reis na die berg Moria maklik was nie. Dink net vir 'n oomblik wat alles in daardie 3 dae gebeur het. Elke tree het hom nader gevat aan die berg. Elke tree het hom nader gevat aan die offeraltaar. Met elke tree het die vraag waarskynlik harder geword. Want hoe kan God se belofte waar wees as Isak nou gaan sterf? Die spanning van hierdie hele verhaal bereik uiteindelik sy hoogtepunt wanneer Isak dieselfde vraag vra waarmee Abraham al 3 dae lank worstel. Genesis 22 vers 6 tot 7. Terwyl hulle twee so saamloop, sê Isak vir sy pa,
En Abraham antwoord, ja my seun. Toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Gemeente, hierdie is nie net Isak se vraag nie. Hierdie is Abraham se vraag. Hierdie is die vraag van die verhaal. Want waar is die offer? Hoe gaan God sy belofte laat voortbestaan as Isak nou sterf? Hoe gaan God hierdie onmoontlike situasie kom oplos? Abraham ken self nie die antwoord op die vraag nie. Abraham self worstel en wonder hieroor. Al wat Abraham egter kan doen, is om te bly glo in God en te bly glo dat God se woord waar is. Dit sien ons dan ook in Abraham se antwoord in vers 8. Want Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Geliefdes, ons moet mooi oplet op wat Abraham nie hier sê nie. Hy sê nie vir Isak, ek verstaan wat God doen nie. Hy sê nie, ek weet hoe alles gaan uitwerk nie. Hy sê ook nie, kom ek verduidelik vir jou hoekom dit nodig is nie. Nee, Abraham laat die uitkoms eenvoudig net in God se hande. Hy weet nie wat God doen nie, maar hy vertrou dat God ook in hierdie omstandighede getrou sal bly aan die ewige verbond wat hy met Abraham besluit het. In geloof en gehoorsaamheid aan God, bind Abraham dan vir Isak op die altaar vas. Vers 9. In geloof en gehoorsaamheid vat Abraham die mes om vir Isak te offer. Vers 10. Op daardie oomblik, net toe dit lyk of God se belofte gaan eindig, net toe daar menslik gesproke geen meer uitweg is nie, tree God self na vore. Vers 11 en 12. Toe roep die engel van die Here uit die hemel na hom, en God self beveel, los jou seun, moenie hom iets aandoen nie. Geliefdes, die Here het nie toegelaat dat Isak sterf nie. Maar meer as dit, die Here kom doen wat Abraham reeds in vers 8 bely het. Hy voorsien. Want toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Die ram sterf en Isak leef. 'n ander een word in Isak se plek geoffer. Geliefdes, Isak word gered. Nie noodwendig omdat Abraham se geloof so sterk is nie. Isak word gered, nie omdat Abraham se gehoorsaamheid God beïndruk het nie. Isak word gered, omdat God voorsien. Dit is uiteindelik die troostboodskap van Genesis 22. Want hierdie gedeelte gaan nie net oor Abraham se geloof en gehoorsaamheid nie. Hierdie gedeelte gaan oor die Here wat voorsien. Oor die Here wat getrou bly aan sy beloftes. Oor die Here wat nie sy verbond laat vaar nie. Hierdie gedeelte gaan oor die Here wat doen wat geen mens kan doen nie. Wanneer ons daarom nie verstaan wat God doen nie, wanneer God se voorsienigheid vir ons onverstaanbaar maak, wanneer dit voel of ons werklikheid en God se beloftes nie by mekaar wil uitkom nie, dan kom herinner Genesis 22 ons daaraan, dat God altyd meer sien as wat ons sien. Geliefdes, die ram op Moria het Abraham se innerlike worsteling kom oplos. Maar dit het natuurlik nie die sondeprobleem van die wêreld kom oplos nie. Die vraag bly daarom reg deur die Ou Testament nog steeds weer klink. Want waar is die lam wat God finaal sal voorsien? Eeue later kom Johannes die Doper met die antwoord. Wanneer hy vir Jesus Christus sien, dan roep hy uit, daar is die lam van die God, wat die sonde van die wêreld sal wegneem. Geliefdes, op die berg Moria het God vir Abraham gesê, moenie jou seun offer nie. Op Golgotha gebeur dieselfde nie. Aan die kruis spaar Jesus Christus, spaar God, nie sy enigste seun Jesus Christus nie. Aan die kruis is daar geen stem wat uit die hemel uitroep om die offer te stop nie.
uitgelaat sal word nie. Jesus dra die oordeel, sodat ek en jy die seën van die verbond sal ontvang. Daarom kan elkeen van ons vanoggend met meer sekerheid as Abraham bely, die Here voorsien. Nie net in ons daaglikse behoeftes nie, maar ook in ons grootste nood. Want in Jesus Christus het God alles voorsien wat nodig is vir ons verlossing. Geliefdes, daar sal altyd tye in ons lewe wees waar dit vir ons voel asof God se beloftes en ons werklikheid nie by mekaar uitkom nie. Daar sal altyd tye wees waar ons gaan wonder hoekom dinge uitwerk soos wat dit uitwerk. Daar gaan altyd oomblikke wees wanneer dit vir ons voel asof ons gebede onbeantwoord bly. Asof ons swaar kry nie sin maak nie. Asof God ver weg is. Wanneer daardie tye kom, is die uitdaging vir ons om nie in ons omstandighede vas te kyk nie, maar om in die woord van God vas te kyk. Want aan die kruis het God eens en vir altyd kom wys hoe lief hy vir ons is. Aan die kruis het hy kom bewys dat hy getrou is. Hy kom bewys dat hy goed is. Hy kom bewys dat hy nooit ooit van ons sal kan vergeet nie. As God bereid was om sy enigste seun te gee, hoekom sal hy nou skielik ophou? Hoekom sal hy nou skielik van sy beloftes vergeet? Mag ek en jy daarom altyd, ongeag hoe moeilik dit is, net bly glo, selfs al verstaan ons niks nie. Want die God wat op die berg Moria voorsien het, en die God wat op die berg Golgotha voorsien het, is nog steeds die God wat vandag voorsien, en is nog steeds dieselfde God wat getrou bly aan sy beloftes. As gelowiges weet ons daarom, dat ons nie maar net leef uit wat ons sien of voel nie. Ons leef uit wat God beloof. Kom ons stap daarom vanoggend hier uit, en dan hou ons aan om saam met Abraham te bely. Want die Here sal voorsien.